Hi everyone and welcome to Smart Culture Education. This is the place where we make learning simple, clear and engaging. If you're new here, don't forget to subscribe so you can join us on this journey of mastering maths, science and more. In hierdie eksperiment gaan ons Charles se wet demonstreer en bewys. Nou Charles se wet is een van die baie bekende gaswette in wetenskap en dit sê vir ons dat vir 'n vaste hoeveelheid gas by konstante druk die volume van die gas direk eweredig is in sy temperatuur in Kelvin. Met ander woorde, wanneer 'n gas verhit word, neem sy volume toe en wanneer die gas afgekoel word, dan neem sy volume af. So wanneer ons 'n gas verhit, dan word sy volume al hoe meer en wanneer ons 'n gas verkoel, dan word die volume van die gas al hoe minder en minder. So ek begin met 'n volume van 10 milliliter of 10 kubieke sentimeter lug in die inspuiting. Ek het die opening met prestiek verseël om dit 'n geslote stelsel te maak. So geen lug kan nou in of uit die inspuiting beweeg nie. Ek het 2 bekers, een is gevul met warm water van 'n ketel en die ander een is gevul met koue water en ys. Nou hou ek die inspuiting met die opening na onder in die warm water vir ongeveer 'n minuut. Wanneer ons nou na die tyd na dit kyk, dan sal jy sien die volume het toegeneem tot ongeveer 12 kubieke sentimeter. As jy dit nou langer in die warm water sou hou, dan sal die volume selfs nog meer toeneem. So hierdie toename in volume gebeur as gevolg van die verhitting. So die kinetiese energie van die ligdeeltjies verhoog en dit het natuurlik die gevolg dat die volume vermeerder. Die deeltjies beweeg vinniger en verder van mekaar af, wat veroorsaak dat die volume van die gas toeneem. Nou plaas ek dieselfde inspuiting in yswater en ek hou dit daar vir ongeveer 'n minuut. Terwyl ons wag, kom ons kyk wat gebeur wanneer ek 'n ballon in die warm water plaas. Jy sal sien dat die ballon uitsit en groter word. Dit is dieselfde beginsel waarmee ons hier te doen kry. Soos die temperatuur toeneem, begin die lugmolekules vinniger en vinniger beweeg binne in die ballon en dit neem meer ruimte in wat veroorsaak dat die ballon uitsit. Kom ons kyk nou weer na die inspuiting in die yswater. Soos die lug binne in die inspuiting afkoel, beweeg die agterkant van die inspuiting effens inwaarts en die volume verminder met ongeveer 1 kubieke sentimeter. Dit gebeur omdat afkoeling die kinetiese energie van die deeltjies verminder, wat beteken hulle beweeg al hoe stadiger en stadiger en die deeltjies kom dan al hoe nader aan mekaar en die gas krimp. Nou gaan ek die inspuiting in die vrieskas plaas vir 'n uur of 2. Na ongeveer 90 minute het die volume gedaal tot net onder 8 kubieke sentimeter. By hierdie laer temperatuur het die lugmolekules baie min kinetiese energie en beweeg hulle heelwat stadiger wat veroorsaak dat die gas nog verder krimp of saamtrek. So hierdie eksperiment bevestig vir ons Charles se wet. Soos die temperatuur van 'n gas toeneem, neem sy volume toe en soos die temperatuur afneem, neem sy volume ook af. Die verhouding tussen temperatuur en volume is direk eweredig. Wanneer die een styg, styg die ander. Wanneer die een daal, dan daal die ander een ook.
Thank you for watching today's video on Smart Culture Education. If you found it helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. And if you want to stay updated, tap the notification bell so you never miss our next lesson. See you in the next video.